Goeiedag, jy is ingeskakel hier op Mense Nul Stories. Saam met my Natasha, vind ek altyd 'n voorreg vir my om saam met jou te kan kuier, altyd lekker om hier mense se stories saam met jou te kan deel. Nou ek vertrou dat jy geniet dit net so wat ek dit geniet. Ek hou van 'n storie. Ek hou van 'n goeie storie. Ek hou van mense se stories. Ek hou daarvan om te hoor waar mense vandaan kom, waar hulle nou bevind en wat die Here alles in hulle lewe inkom doen het. So vandag het ek ook 'n splinter nuwe gas saam met my en dis Annelien April en sy is ook in ons 3de edisie van Mense en Hul Stories, Woman Who Has Gone Through the Fire, en haar volle verhaal is daar in hierdie boek ook. So hallo Annelien, so goed om jou vandag hier saam met my te kan hê. Ag Natessa, baie dankie vir die voorreg dat ek vandag saam met jou kan kuier. Amen, amen. Annelien, nou vertel ons 'n bietjie van jouself. Wie is Annelien April? Ek is Annelien, ek is gebore in die Parel. Ek is getroud in die Strand. Ek het 5 kinders, 4 dogters, almal is dogters. So ons almal hou van die dogters. Ek het ook 4 dogters. Ja. So dis net dogters. Ja. Annelien, ek sê altyd dat 'n mens is nie net gebore en dan sterwe jy nie. Ja. Ek sê altyd kyk as mense op die grafstene kyk, as dit mos die begin en dan is die einde. Nou daai streepie daar tussen in daai is wat net so belangrik is. So vertel ons 'n bietjie die pad wat langs die Here vir jou ook gedraai het. Ja, soos ek gesê het, ek is gebore in die Parel. En ek dink is in die Parel waar ek op 20 jarige ouderdom het ek swanger geraak. En natuurlik was dit mos nog nie maar my pa se wens vir my nie. En ja. Maar wat ek wil sê is dat ek het skool gegaan by Klein-Hiddelburg, hoor. En dit is waar my eerste, kan ek sê, die challenge begin het toe ek die onderwyser wou met my slaap. En ek het die kans gesien vir dit nie, en ek het na my pa toe gegaan en ek het met hom gaan praat en hulle het my nie geglo nie. En op 20 jarige ouderdom raak ek swanger en ek kry 'n dogtertjie. My pa voel toe nee. Die man moet in my lewe wees nie. En ek het my pa en ek het hulle gehoorsaam en ek het hom laat gaan. En terwyl ek nou aangaan, word ek verkragt. En terwyl ek dit deurgaan, terwyl ek op pad is na die polisiestasie, toe draai ek om. En ek besluit nee, ek gaan niks sê nie. Want hulle gaan my nie glo nie. Yes. Want hulle het my nie geglo met die skool nie. Ja. En ek word nog 'n tweede keer verkragt. Sjoe. En jy praat ook en ek praat ook nie, ek hou alles stil. Ek praat nie daaroor nie. Dra dit alleen. En ek word 'n derde keer verkragt, maar die derde verkrachting raak ek swanger. En ek verwag tweeling. So uit die swangerskap het word 2 dogtertjies gebore. So hulle geboorte was vir my baie, een het hulle genoem state geboorte, en die ander noem hulle want het sê normaal state en, kan ek nou weer die woord kom nie, maar die een lê dwars en een is state. So dat beteken die een het uitgeval. Okay. So sy het uitgeval, die naaldstring het afgebreek. En ek het vir iemand gevra wat in 'n ginekologiese aspekte, dit kan dit sê vir my nee. Dit kan nie gebeur dat 'n naaldstring kan breek nie, dit moet geknip word. En die kind se naaldstring breek toe en ja. En so het ek maar my kindertjies alleen groot gemaak, ek het gaan leer. En ek het toe gaan leer vir ek kon op die oomblik as ek 'n gekwalifiseerde naaimasjien ek kan dit regmaak. So ek het self vir my kinders ek toe gaan werk. En hoeveel oud was jy toe daai tyd, Annelien? Toe was ek 24, Okay. 25 was ek, want ek was 20 toe ek moes nog vir hulle verwag het. En my pa, my broers was in die tyd, was hulle vir my kinders. Hulle pa. So ek is vandag baie dankbaar vir hulle. Ek is dankbaar vir my ma. Ek is dankbaar vir hulle wat my kinders, as hulle eie kinders kan groot gemaak het. En die verkrachtings was vir my, ek het 'n alkoholist geword, want ek het geweet hoe om te hanteer nie. So my lewe was 'n paplewe. So ek het in die pap groot geword en my lewe was net 'n
gemors, nagtelike drank en karaoke's en al die tipe dergelike dinge was my lewe. Want jy moet deel met Jy moet hierdie deel pyn en jy weet nie hoe om te deel met dit Ja. en so nie, maar op ouderdom van 33 in 'n dronk, ek gaan vir jy sê ek was nog dronk, gaan ek op na die huis van die Here toe. En dis die dag wat die Here my siel red. En daai dag, die woord wat hy dag bedien was Jesaja 1 vers 18. Al is jou sonde oorbo. En ek besef daai dag die liefde van die Here dat hy my dubbeld en dubbeld skoonmakend in daai dag. Maar wat ek besef van die vers wat hy sê, as jy luister na my en as jy gaan doen wat ek van jou, en dit het vir my van die hele vers gehou en dit het gemaak dat my lewe drasties om Christus Jesus begin beweeg het. En ek was 'n 4de keer verkragt, maar dit het net soos 'n mens verkragt word, jy lê terug. Because why vir jou raak dit gebeur nou weer en weer, Here. Ja. Dit is nie iets wat jy meer, is nie meer iets nie en so. Maar dit kom toe so dat ek nou by CLC aansluit by ons kerk, ons is die kerk se baba. So CLC en dit is 'n groep in die gemeenskap waar jy gaan en is 'n supportgroep. So ek gaan toe daar en terwyl ons almal toe daar sit, dan kry ons nou wanneer jy one-on-ones wil hê en so en daai dag toe vra ek vir 'n one-on-one. En ons pastoor Mel, sy is toe die persoon wat vir my one-on-one begin. En daar het hy met alles begin. En sy was baie taaf op my. Sy het net die riglyne neergelê en die Heilige Gees moes self met my gedeel het. En terwyl ek deur my healing proses gaan, moes ek nou by my ma uitkom, want my ma weet mos nou van niks nie. En ek moes vir haar gaan vertel wat oor die jare met my gebeur het. En my ma gaan toe half in 'n state en sy gaan na haar familie toe. Maar sy kom terug en ek sê vir haar, sy moet nooit dink sy het 'n fout gemaak nie. Sy moet nooit dink sy was nie daar vir my nie. Ek weet vandag dis die plan van God vir my lewe. Die Here wil hê ek moes deur al die dinge gegaan het. Want as ek vandag terugkyk, in hoeveel lewens kan ons nie spreek nie. In hoeveel lewens kan ek dalk vir 'n pappa of vir 'n mamma sê, glo jou kind. Want as my ouers, nie my ma so seer nie, maar my pa was baie taaf. As hy dalk moes geglo het wat ek gesê het, glo ek sou dit nie alles te plaas gevind het nie. Ja. Maar die Here kry vandag al die eer. Want hy het vir my die krag gegee om die deur te gaan. En dan trou ek toe en ek het 'n begeerte gehad om 'n seentjie te hê. En ek raak toe swanger. En op 5 maande toe verloor ek my seentjie. En dis hoekom ek kan sê dat die Here, God is 'n jaloerse God. Amen. Hy is baie jaloers op ons. Hy wil ons deel met niemand nie. En terwyl ek die seentjie verwag, swanger is met die seentjie, verafgod ek die seentjie. En ek gebruik glad pille van melk en die kind moet dit moet 'n hospitaal wees. Die ander kinders is in die daghospitale, maar die kind moet met die kliniek kry en alles en die Here leer my 'n les. Ek het 'n les geleer dat die Here is 'n jaloerse God. Hy deel vir jou met niemand nie. As jy aan hom behoort, dan behoort jy met alles en en hom en ek gaan dat deur. Maar die mooiste van alles, Natasha, wat vir my so beautiful is toe die Here, die een dogter, die 2 dogters wat deur die een verkrachting gebore is, raak swanger, sy's getroud, en sy raak swanger, en sy kry 'n seentjie, en sy gaan toe, in die tydperk, moet sy gaan werk, en ek moet na die kind kyk, en die kind moet by my slaap, en hier ervaar ek 'n seentjie met 'n mamma, en ek sien nie vir my as 'n ouma nie, en ek sit met die kind eendag, en terwyl hy so sit, sê die Here vir my, vandag herstel ek vir jou, want die seentjie wat jy baie graag, ek gee vir jou kleinkind, en vir my is dit die grootste vreugde, om vir hom te kan leer van Jesus,
om vir hom te kan sing. En as hy by my kom en dan sê hy net, as ek vir hom sê surrender, dan surrender hy net. Gister toe sê hy vir my, oh, we serve a very big God. En dan moet ek nou vir hom alles doen. Maar daar is die vreugde, wat ek put uit wat met my ook al gebeur het. So ja, Natasha. Amen. En weet jy nie, ek luister jou storie, Annelien, en weet jy nie, ons sê altyd 'n spreekwoord wat ons sê, die Here werk verkeerd om reg. En ek luister na jou storie en ek dink dat baie sal miskien nou vra en sê, maar wat se God is dit wat 'n kind wegvat? Wat se God is dit wat 'n babietjie wegvat om vir haar 'n les te leer? Wat se God? Want ek weet daar gaan nou iemand wees wat sê, hoe kan so 'n God dit wil doen? En ons ken nie God se planne nie. Ons ken nie God se weë nie, want die woord sê, my weë is nie jou weë nie. My planne is nie jou planne nie. So, en dan sal jy ook seker vra, maar hoe kan hierdie God toelaat dat sy verkrag geword het? En weet jy, Annelien, ek sê altyd sê dat God het 'n toelaatbare wil en God het 'n perfekte wil. Nou dit was God se toelaatbare wil wat toegelaat het dat hierdie goed op ons pad gebeur het. Maar dan sê hy ook in sy woord in, ek laat alles ten goeie meewerk. So alles wat verkeerd was in jou lewe, wat verkeerd gegaan het in jou lewe, hy maak dit reg. Hy vat alles so en hy maak dit dan reg. En ek sê altyd, die woord van die Here sê, Annelien, nou ken ons maar ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Eendag gaan jy jou babietjie sien wanneer ons in die hemel is. Dan gaan jy sien, maar daar's my seentjie, daar is hy. En dis wat die Here doen in ons lewens in. Hy vat wat seer gemaak het en wat nie reg was nie, en hy kom maak dit reg vir ons. So daar was 'n tydperk terwyl ek uit die hospitaal het gekom het om te gaan met 'n verwagting en jy kom uit sonder en jy's leeg. Ek was kwaad vir die Here, ja. Ek was kwaad. En terwyl ek nog so lê op my bed, hoor ek Radio Tygerberg tyd. En ek hoor die vrou se getuienis. Wat sy vertel. Sy was 'n nurse, dink ek, of 'n suster of iets, maar sy het baie goed gedoen in die lewe. En sy raak swanger. En sy het ook 'n tweeling verwag. En op 5 maande word hulle twee gebore en hulle word in hulle lewe. En dit is my vraag wat ek vir die Here vra, nou hoe het jy aan myne weggevat, maar jy laat haar tweeling lewe. En die Here antwoord vir my daai dag, en daai dag het die Here vir my verlossing. Hy gee vir my genesing. Hy gee vir my dat ek vir hom kan sê, Here, vergewe my, dat ek met U so kon gedink het en geredeneer het. En daai mamma, nie een van haar grade, nie een van wat sy bekom het in die lewe, het iets meer vir haar beteken nie. Want na tyd moes sy die kinders, kon niemand na haar kinders kyk nie. Sy moes alles net so los, om self na haar kinders om te kyk. En dit is wat die Here vir my toe leer. En ek sê vir die Here, vergewe vir my, ek het gevra, vergewe vir my, wat ek vir die dokter ook gesê het. Want ek wou gehad het die dokter om die baba keer. En hy sê vir my, ja, ek kan jou baba gekeer het. Maar ek het geweet jou baba gaan sterf. Maar ek sou vir jou gelos het met 'n skuld wat jy vir ewig sou betaal het. Want ek sou die incubator waar aan die baba aan die lewe moes gebly het. Ek sou daai skuld moes betaal. So ja, dit is. Ek verstaan presies dit waar die Here vir my gevat het. Ek het dit nie toe verstaan nie, maar vandag met hy kleinkind, wat die Here vir my gegee het, is te cute. Amen. En die Here vir jou teruggegee wat jy verloor het. Ja. Wat ek so graag, 'n seentjie, wat ek so graag net wou gehad het. En net gisteraand daar geslaap, maar hy's net, hy's net 'n seëning van die Here af. 'n seëning van die Here af. En as ek hom nie gesien het, dan gaan ek. Dan gaan sê ek vir hom hallo. Nee, dit is dis wat die Here doen. Annelien, hoe kom 'n mens deur jou storie? Ek bedoel, ek het jou storie gelees. Ons het dit in die boek ingeskryf en ek het net gedink, hoe kom jy deur
al hierdie verkrachtings. Kan soveel dinge met een mens gebeur. Dit was net terwyl ek jou storie gedeel het in hierdie boek in. Hoe kom 'n mens daardeur? Ek het baie vrae gehad. Ek het baie hoekoms gehad. Ek het byvoorbeeld gevra, hoe kan 'n pa dan nie vir 'n meisiekind omgee nie? Ek het baie hoekoms en hoekoms gehad. Maar Natasha, die Here kom antwoord met toe mos na alles. Toe antwoord die Here vir my. En hy wys toe vir my dat daar was binne in my 'n spirit of oppression. So I was belittled from ek was nog in my ma se womb. Toe word ek so die vyand wou my al dood gehad het. Yes, yes. Hy wou nie gehad het God se plan Yes. moet radikaal in my Yes, lewe yes, na vore kom. So hy wou my dood gehad het. En daarom kan ek vandag sê my waaroms en my hoekoms het God kom beantwoord. Amen, En amen. gebed. Amen, amen. As ek nie gebid het nie, tot Ja. ek tot bekering gekom het, Ja. was dit net gebed wat my deur kon gedra het. Ja. Van hoe kom 'n mens Hoe kom 'n daardeur? mens daardeur? Hoe kom 'n mens? As ek dink aan, daar's baie vroue wat miskien een keer verkragt was. Een keer en hulle sukkel Yes. om daardeur te kom. En weet jy Annelien, hoeveel vroue, dames, kinders, manne sit almal daar waar jy gesit het. Maar van hulle is te bang Hulle is te bang, ja. om te vertel waardeur hulle gegaan het. Wat gebeur met jou wanneer jy alleen met daai las? Want dit is 'n las. Dit is 'n las. Definitief. Wat gaan deur jou kop as jy weet, hoe gaan ek nou vir my ma sê? Hoe gaan ek vir my pa sê? Hoe gaan ek vir enige iemand sê? En dan dink ek, dan sê die vyand nog baie keer vir jou, dis jou skuld ook nog, nee? Dit het baie kere op ons gekom, dis Ja. jou skuld. Ja. So sy baie kere sal sy hoor en dan dink ek, hoe kan mense sê ja, die rede kom hulle verkragt raak, hulle klere gedra wat so is en klere. Het mense dan nie die reg om aan te trek Exactly, yes. wat hulle kan aantrek nie. Ja. Dit gee nie vir iemand anders die reg Ja. om aan iemand anders te doen wat Ja. hy voel Ja. is goed nie. Ja. Dit is nie reg nie. Ja, ja. En elkeen het in op sy eie 'n lewe. Ja, ja. En vir my is dit net so, ons is nou eintlik wat ek ook mee wil begin, en dit is waaroor jy nou praat, en so 'n tydjie gelede wys die Here vir my dat, is tyd vir ons om nog 'n boek te skrywe, Yes. maar hierdie keer gaan die boek wees oor suffering in silence, en die Here wys my dat, dit gaan nie net 'n boek wees vir vroue nie, maar dit gaan 'n boek wees vir manne ook, en dan gaan dit wees waar manne hulle storie kan Yes, kom deel. En in ons vorige boek wat jy in was, het die Here ook vir my gewys dat daar was vroue wat hulle stories wou kom deel, maar die stigma wat daarin gekoppel is oor verkrachting, oor familie, wat gaan hulle kinders sê, wat gaan hulle ouers sê, wat gaan hulle ma en hulle pa sê, wat gaan hulle kinders sê, want van hierdie vroue is al groot al, Yes. maar hulle voel dat hulle wil hulle stories deel om vir iemand anders Yes. te kan help en te sê, maar ek het daardeur gekom, en terwyl ons besig gesê die Here vir my, dis okay, laat hulle naam, hulle hoef nie hulle naam daarop te sit nie, solank hulle storie gedeel is om vir iemand anders genesing en heling te kan bring, en dis hoekom die volgende boek wat ons ook mee besig is, ons is eintlik besig met 2 boeke, wat die Here vir my gewys het, Suffering in Silence, hoeveel keer gaan vroue deur baie dinge, maar hulle is te bang om te praat daaroor. Wel, nou is die kans vir jou om nie jou naam daarop te sit nie, maar jou storie te kan deel, want daar is ander wat nodig het om jou storie te hoor. En dan sê ek ook altyd, Annelien, dat wanneer ons stories deel in die boeke, wanneer ons stories deel op die televisie, dan wil dit nie sê dat ons is hier om klip te gooi nie, nee dierbares. Ons is hier om klip te gooi nie, ons is hier om ander te veroordeel nie, en te oordeel nie, want die oordeel kom nie ons toe nie, die oordeel kom God toe. So wat ons hier doen is, ons deel mense se stories, sodat jy wat hier sit en luister, wat kyk na hierdie om te dink, sjoe, hierdie persoon het daardeur gegaan. En as hierdie persoon daardeur gegaan het, dan kan ek ook daardeur gaan. En dit is waaroor hierdie program gaan. En weet jy, Annelien, my man het COVID gehad, seker so 3 jaar gelede,
En die Here het my gesê, begin vertel mense se stories. Want daar is soveel mense wat gebroke sit. Yes. Wat daai tyd was dit COVID en almal kyk vas in COVID en niemand sien dat ek is nog die wonderwerkende Jesus nie. Ek is nog die Jesus wat red, wat genees en wat verlos. Begin mense se stories te vertel en dit is waaroor mense en hul stories gaan. Annelien, enige laaste woorde miskien vir daai mamma wat ook 'n baba aan die dood afgestaan het, vir daai mamma wat ook gedink het, hoekom vat die Here my kind weg? Hoekom het die Here nie en dan sien ons nog daar's daai enetjie wat aan drank verslaaf is, wat nie die kind kan groot maak nie. Dan kry hulle kinders op kinders op kinders en hier sit jy, ek was ook daar, hier sit jy en jy wil vir jou man 'n kind gee en jy kan nie. Of hier kry jy, hier word jy swanger, nie word die kind weggeneem. Wat kan jy vir so iemand sê vandag? Ek wil vir elke een wat vandag my stem kan hoor. Ek wil net vir u sê, al wat ons kan doen wanneer dit met ons gebeur is berus. Ek moes net berus en ek moes God se plan vir my lewe aanvaar. Baie keer vrouens vra, ja, is menslik om te vra, hoekom? Hoekom ek? Hoekom? Maar dit is wat God beplan, want God het tog die laaste sê oor elkeen van ons lewens. Ons het nie die laaste sê nie. So wat met ons ook al gebeur, mamma, as hy kindjie verloor het en ons kyk ander mamas wat die kindertjies kan kry nie, dit is God se plan. En ons kan niks doen aan God se plan nie. Ons moet maar net inval by God se plan. Amen. En weet jy, Annelien, ek sê die ander dag, sê ek Bella se lied so mooi, God ken die hoekoms en die waaroms, so ja, en in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, sê sy ook. En wat ek die ander dag met iemand sê, is dat ek sê, weet jy nie, een dag, al hierdie stukke wat nou so rondom ons lê. En ek sê vir hierdie persoon dat wanneer ons eendag by die Here kom, dan sal ons daai spieël, daai stukke sal almal in mekaar inpas. Dan sal jy weet, hoekom het dit hierdie dag met my gebeur? Hoekom het daai met my gebeur? Hoekom moes dit met my gebeur? En dan sal jy sien, hierdie skerwe van jou lewe vorm die Here en hy maak 'n mooi mosaïek daarvan. Daai spieël wat flenters lê, stukkend lê, vat die Here en hy sit al die stukke bymekaar en dan sal ons dit in die geheel insien. Dan sal ons die groot prent sien oor wat die Here eintlik in ons lewens in wil kom doen het. Baie dankie Annelien dat jy jou tyd afgestaan het om vandag jou storie met ons te kom deel. Ek weet jy het gesê dat hierdie was maar net die begin wat jy moes geskryf het en dat die Here nog steeds besig is. En weet jy Annelien, wat ek altyd ook vir mense sê, dat wanneer jy jou storie deel, wanneer jy jou storie skryf is, jy vlek jouself oop verander om te sien wat in jou lewe aangaan. En wanneer jy besig is om jou storie te deel en jou storie te skryf, is jy ook besig om genesing te ontvang. En wanneer jy besig is om dit te doen, dan wanneer jy daaroor praat, dan sal jy sien jy huil nie meer daaroor nie, van die genesing. Die Here was besig om jou te genees van binne na buitekant toe. En dit is wat die Here wil, hy wil ons heel hê, hy wil ons genees hê, en sodat ons vir ander kan sê, dit is wat die Here vir my gedoen het, en hy kan dit vir jou ook doen. Baie dankie Annelien dat jy jou tyd afgestaan het om jou storie hier saam met ons te kom deel. Mag die Here jou ook ryklik seën. Baie dankie Natessa, dit is vir my altyd 'n voorreg. Amen. En dankie vir jou ook wat ingeskakel was vandag. Onthou, moenie vergeet nie, vertel jou vriende, vertel jou familie om in te skakel op Mense en Hul Stories. Op 'n Sondag kan jy na Mense en Hul Stories kyk op 1uur. En onthou, as jy enige van hierdie stories gemis het, kan jy ook gaan na ons YouTube kanaal toe, Women After God's Own Heart. En daar is al ons video's wat ons opgeneem het. Gaan ook na ons TikTok toe, Mense en Hul Stories, daar gaan jy ook al ons stories kry. En as jy enige een van hierdie boeke nog nie het nie, stuur vir ons 'n boodskap en ons stuur vir jou dit deur. En dit was dan nou Mense en Hul Stories saam met my Natasha Fick.